Dag sê kerels en welkom by nog 'n episode van Blokman Basics. My naam is Edu en ek is van Boer en Butcher. Vandag gaan ons praat oor die bekende staanrib. Nou hier voor my het ek 'n skaaprib sowel as 'n lamsrib. Maar ons kan ook 'n staanrib maak van varkrib, pork belly. Ons gaan hom nie vandag hanteer nie, maar die gedagte hy maak 'n heerlike staanrib. Goed, nou staanrib is een van daai outjies as jy op Sondag 11:30 by die huis kom van kerk af en jy steek jou vuur aan, dan maak jy sommer so lank vir staanrib staan. Reg, ek gaan dit nou vinnig vir julle wys hoe ons 'n staanrib sou voorberei. Party ouens hou van die lieslap op, ander weer lieslap af. Ek hou daarvan om die lieslap maar af te haal. En ek braai hom sommer voor die tyd vir 'n ou doufie. Sout, peper, ietsie kouds. Lieslap. Moet hom nie wors gooi nie, braai hom. Hy's lekker. Right, nou die rib het aan die bokant sulke nate. Nou as jy 'n lekker skerp mes het, dit hoef nie vreeslike mes te wees nie. Jy kan met jou mes se punt daar in daai gewrig indruk en hom deurdruk. Dan is daai lid, daai gewrig is dan los. Jy sal sien daar's nog 'n lid, maar so 'n bietjie moet druk, maar jy kan daar deurkom. Die rede hoekom ons hierdie rib so opbreek of plak soos hulle sou sê, is sodat mense dit na die tyd maklik kan opdeel vir jou gaste. Anders so nie is dit 'n gehelse gesukkel om die rib in porsies te kry. Hierso het ek dan nou sonder so lank 'n lamrib wat reeds geskor het of geknak het liewers. Die skor gebeur aan die agterkant. Hierso is dan nou 'n rib wat ek reeds geknak het. Dit maak dit net makliker om na die tyd die porsies op te deel vir jou gaste. So hy moet so lyk. Corsetina. Dan aan die agterkant sal 'n ou hom skor soos hulle sê of daai kepe insny. En die rede hoekom ons dit doen is ons wil hê jou stusserymengsel of jou kruiemengsel moet tot by die vleis kom. As jy hom net hier bo-op sit, kry jy nie daai geure binne in jou vleis in. So jy gaan basies net deur die vleis gaan met jou messepunt. Jy kan hom net so in een rigting sny of jy kan hom soos hulle sê diamond score. Dan kan ons jou kruiemengsel daaroor vryf, lekker diep in vryf. Sommer jy kan olyfolie op oorsmeer. Nou kruie wat nou lekker saam met lam gaan is mos nou roosmaryn, jou swart peper, timi, geroosterde koriander. Almal het mos maar hulle gunsteling kruiemengsel. Jy vryf hom nou lekker in. Jy kan hom hier aan die binnekant ook sout gee. En jy kan hom weer sout gee deur die braaiproses ook. Goed, nou is ons staanrib lekker ingesmeer met kruie. Wanneer ons die staanrib staan maak, hou in gedagte dat hierdie punt, hierdie kant van die staanrib is dunner as hierdie kant, hierdie brisket gedeelte is 'n bietjie vetter. So hy kan meer pak vat van die kole. Ek hou ook daarvan wanneer ek my staanrib staan maak om hom ook horisontaal staan te maak sodat hierdie vet wat hier afloop my dunner vleis aan die onderkant lekker vogtig hou. Reg kerels, dit is om dit wat staanrib aanbetref. Hou daai vure aan die brand. Die bokke is op pad. Sien julle volgende keer.